Goeiedag en baie welkom by Tabernadei se aanlyn diens. Ons wil in my maand soms so 'n bietjie speel met woorde en ons wil elke Sondag met jou gesels onder die onderwerp My maand is my maand. En jy verstaan wat ek daarmee bedoel. Vanoggend meer spesifiek praat ons oor my storie. Baie mense handhaaf amper hierdie standpunt van that's my story and I'll stick to it. Ek het my storie en in 'n tyd waarin ons lewe is dit al hoe meer vir mense belangrik om gehoor te word. Dis my lewe, ek vat my lewe terug. Dis die tipe goed wat ons daagliks hoor. Dis egter vir my en jou as gelowige baie belangrik dat my storie nie net my storie sal wees nie, maar dat dit ook God se storie sal wees. Die rede hoekom dit belangrik is my storie bepaal nie net wie ek is en hoe ek dink nie, dit bepaal eintlik my kernwaardes, my waardesisteem in die lewe. En daarom is dit so belangrik dat my storie sal inpas by God se storie en dat dit nie net my storie sal wees nie, maar God se storie deur my. Matteus 6:33, Jesus se bekende woorde as hy sê soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en dan weet ons gaan alles bygevoeg word. Die Nuwe Lewende Vertaling sê maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor hom reg is julle prioriteit. So ons gaan bietjie gesels oor my storie en ek wil eintlik sommer net 'n paar vrae vra en dan my antwoord daarop gee. Die eerste vraag is, wat beteken dit om sy koninkryk te soek? Die antwoord is eintlik eenvoudig. Dit beteken om jou prioriteite by hom te begin, by God te begin. Elke koninkryk het 'n koning en onderdane. Ons verstaan dit. 'n Koninkryk is eintlik hierdie samestelling van twee woorde, dis die ryk waar die koning se gesag geld. So hierdie area waar die koning se gesag geld. So ons verstaan iets van God is die koning en ons is sy onderdane en sy ryk is daar waar sy reëls en beginsels toegepas moet word. Nou vir meeste mense is hierdie nie 'n aangename idee nie, want dis dan nou my storie. Ek wil besluit, ek wil die reëls maak, ek wil die keuses maak en nou lyk dit so asof ek eintlik beheer verloor want ek gee dit nou eintlik vir hom. My storie is nie meer my storie nie, want nou is hy in beheer. Om God se koninkryk te soek beteken om doelbewus te besluit om my storie onderdanig te maak aan sy storie. Om my storie onderdanig te maak aan hierdie koning, sy koninkryk, sy reëls, sy regulasies. Dit gaan nie net oor my nie. Sy reëls en wette gaan in my lewe geld. Tweede vraag, hoekom sukkel ons so om sy wil te doen? En hier is juist die antwoord aan my tema. Ons dink dis my lewe, dis my storie. En dis wat die wêreld en sy stemme dag vir dag vir ons sê. En ons hoor dit in gesprekke, ons hoor dit in argumente, my lewe. Ek gaan dinge op my manier doen. Ek gaan nou my hart beskerm, ek gaan nou my belange eerste stel. Ek moet nou 'n bietjie aan my begin dink. En in alles van dit is daar dalk 'n tikkie waarde en waarheid. En dan sing oom Frank Sinatra vir ons, I did it my way, my manier. Mense is bang om hulle lewe in te rig volgens sy manier, te doen wat hy wil hê, want daar's 'n stuk vrees in vir verwerping. Daar's 'n stuk vrees dat as ek my storie onderwerp aan sy storie, dan gaan mense dalk nie meer kyk. My wêreldse vriende gaan my dalk een kant toe skuif. En dan staan hierdie frase wat by my vassteek, nadat ek jare terug 'n film gekyk het, God's Not Dead, 1 of 2, ek dink dit was 2, wat 'n persoon gesê het, I'll rather stand by God and be judged by people than the other way around. Ek gaan eerder by God staan en laat die wêreld maar van my spot in 'n opinie vorm, as wat ek by die wêreldkant kies en dalk eendag deur God geoordeel gaan moet word. Hoor wat sê Matteus 5 vers 11 en 12. Jesus sê, gelukkig is julle wanneer julle bespot en vervolg word en allerlei leuns oor julle versprei word, omdat julle my disippels is. Wees bly, ja jubel daaroor, want God sal julle ryklik daarvoor beloon. Onthou, so het hulle die profete voor julle ook vervolg.
Ja, jy gaan teenkanting kry. Ja, jy gaan dalk mense kry wat jou gaan een kant toe stoot, maar wat is vir jou die belangrikste? Dat mense van jou moet hou en of God van jou moet hou. Jesus sê op 'n ander plek, Matteus 6:24, hy sê, niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die ene aanhang en die ander verag. Jy moet ongelukkig keuses maak in jou lewe. Gaan dit ek en my manier wees, want is my storie, of gaan dit God en sy manier wees? Dit kan nie albei wees nie. Jy moet kies. Hy het jou gewaarsku, dat as jy hom kies, dan gaan jy sekere goed beleef. Mense gaan jou nie noodwendig meer na al die partytjies toe nooi nie. Mense gaan van jou skinder en mense gaan dalk self kwaad praat teen jou. Weeg jouself op, die voor en die nadele, as jy kan kies. My storie of God se storie deur my. Hier is die derde vraag. Hoekom sukkel ons so om by die reëls van die koninkryk te bly? En hier is my antwoord. Dit maak nie altyd sin vir wêreldse mense nie. So as jy nog jou wêreldse bril op het, en na die goed rondom jou kyk deur die wêreldse bril, dan gaan goed nie altyd sin maak nie. En dan gaan mense begin vra, en ons gaan volgende week bietjie verder daaroor praat, wat nou van al die plesier, gun God dit nie vir my om gelukkig te wees, en bietjie plesier te belewe nie. En ons vat hierdie beredenering heeltemal in die verkeerde rigting, en eintlik word ons, as ons eerlik wil wees, daaglik gebreinspoel, deur rolprente en deur sepies en reekse wat ons kyk en goed wat ons op YouTube en op Reels en op Facebook en waar ook al sien. Dit indoktrineer ons om al hoe meer grys areas in ons lewe te hê. Daar's 'n instituut in Amerika genaamd die Barna Institute en hulle doen hoofsaaklik navorsing op kerke, op Christelike organisasies en op Christene. Hulle het skokkende statistiek vrygestel, ontdekkings wat hulle gemaak het, dat oor die laaste 2 dekades wedergebore Christene al hoe minder tekens van radikale lewensverandering wys. Met ander woorde wat hulle sê is in hulle studies, hulle het gevind dat Christene, mense word Christen, hulle gee hulle hart vir die Here, maar jy sien nie meer die duidelike verskil tussen die wêreldse gesindheid en die van 'n Christen nie. Inteendeel, hulle sê, dis al hoe meer waarskynlik, dat mense wat hulle self wedergebore Christene noem, steeds aan sondige praktyke sal deel hê, pornografie sal kyk, te veel alkohol gebruik, soveel so dat hulle dronk word, van ander mense sal skinder, stories aandra oor mense, dalk goed vat wat nie aan hulle behoort nie, want daar is soveel grys areas. En omdat ons my storie maak met my selfregverdiging, en nie God se reëls, God se koninkryk en sy geregtigheid volg nie, begin ons onsself regverdig en ons begin antwoorde vir alles kry. En die vraag is, hoekom tree mense so op? Hulle soek nie God se koninkryk nie. Hulle soek nie sy geregtigheid nie. Inteendeel, ons het al hoe meer 'n tendens waar gelowiges nie hulle self noodwendig meet in die Bybel nie, maar hulle meet hulle self teen ander mense, selfs teen ander Christene. En dan sien ek ander Christene doen sekere goed, en dan lyk dit vir my, maar ek lyk bietjie beter as daai Christen. Ek doen daarom nou nie dit wat hulle doen nie, so ek is seker nie so verkeerd nie. Ander mense is nie jou maatstaf nie. Jy gaan nie hemel toe omdat jy beter gelyk het as 'n ander mens of 'n ander Christen nie. Jy gaan hemel toe omdat jy wedergebore is, en omdat jy God en sy koninkryk en sy geregtigheid gesoek het. 2 Korintiërs 10:12 sê, omdat hulle hul met hulself meet en met hulself vergelyk, is hulle onverstandig. Paulus sê, dis baie dom om dit te doen. Is baie dom om jou storie so op jouself te fokus, en dalk nou met ander mense rondom jou te meet, en te vergeet van God se koninkryk. Hy sê, dis dwaas. Eendag gaan jy nie gemeet word, op hoe het jy gevaar teen ander mense nie. Net op een ding. Het jy Jesus aangeneem as verlosser en saligmaker, en het jy jou lewe ingerig, jou storie, onderwerp aan dit wat hy van jou verwag. Hier is my laaste vraag. Wat keer dat jy terugkeer na jou ou lewe? Wat gaan jou help om nie soos die res van die wêreld en 'n groot deel van die Christen gemeenskap net weer te verval in jou eie storie, waar jy jou eie voordele soek en jou eie wellustige begeertes baie keer najaag, eerder as om te onderwerp aan sy koninkryk. En hier is die antwoord, jou nuwe begin in Christus. Die feit dat hy jou verlos uit
uit die slawerny van sonde uit, is veronderstel om jou getrou te hou aan hom. As jy vir 'n oomblik dink waar jy was voor hy in jou lewe was, en jy dink hoe jy gevoel het toe hy jou sonde weggeneem het, dit moet jou getrou hou aan hom. Ek lees vir jou 'n paar versies uit Romeine 6 uit. Hy sê, beteken dit nou dat ons in sonde moet voortlewe sodat die genade steeds oorvloediger kan word? Met ander woorde, God se genade is so groot, kom ons hou maar aan met sonde, hy sal my altyd weer vergewe. Nee. Vers 2, hoegenaamd nie? Ons is immers dood vir sonde. En dis tog onmoontlik dat ons nog langer daarin kan voortlewe. Of het julle vergeet dat ons met ons doop een geword het met Christus Jesus en saam met hom gesterf het? Deur die doop is ons saam met hom begrawe as mense wat deel in sy dood. En nou kan ons, net soos Christus wat deur die heerlike magstaat van die Vader opgewek is, ook 'n totaal nuwe lewe leef. Hierdie is veronderstel om jou storie te wees. Ek was 'n sondaar, ek het Jesus ontdek. Ek het my sonde voor hom bely, en hy het my gewas in sy kosbare bloed, en hy het my skoon en nuut gemaak. Ek is nou sy kind. En om dit te verseël, net soos wat ek op my troudag 'n ring aan my vinger gesit het, wat 'n konstante reminder is dat ek is met Tersa getroud. So is ek gedoop toe ek 14 jaar oud was. Op die 13de Februarie 1983 het ek ook 'n geestelike ring aangesit toe ek my laat doop het as 'n teken, die ou mens is dood. Ek is nou nuut in Christus. Dit moet jou hart beskerm. Dit moet maak dat jy nie teruggaan nie. Dit moet maak dat jy iets verstaan dat sonde maak God se hart seer. Sonde belemmer nie net jou reputasie as mens nie. Dit belemmer jou getuienis as kind van God. En daarom moet jy jou hart beskerm. Sonde bring nie net skaamte en skuld nie. Iewers moet ek verstaan, sy geregtigheid bring ware vrede, bring ware lewe, bring ware blydskap. So as jy vir my sou vra, wat is my storie? Gaan ek vir jou sê, ek is 'n nuwe mens in Christus. Hy het my sonde weggeneem. Hy het vir my die ewige lewe gegee. Ek is elke dag sy kind. And that's my story, and I'll stick to that. Kom ek bid saam met jou. Vader, dankie dat ons onlangs die gebeure van Golgotha kon herdenk. 'n Verlosser wat mens geword het, aarde toe gekom het, ons sonde op hom geneem het, gesterwe het, sodat ons kan lewe, graf, dood en hel oorwin het, maar wat triomfantlik opgestaan het en wat lewe tot in ewigheid. Dankie dat U ons laat deel in daardie oorwinning. En nou bid ek, Here, vir elkeen wat hierna kyk en luister, dat daar sommer net hierdie diep bewustheid sal kom. My storie is nie net my storie nie. As dit net my storie is, gaan dit iewers tot dood lei. Maar as ek my storie onderwerp aan God se gesag, God se koninkryk, hom erken as koning in my lewe, by sy reëls bly, en my storie eintlik sy storie word, dan is daar vir my 'n hoopvolle toekoms. Help dat elkeen wat hierdie luister, slim besluite sal maak. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.